Dis dan van my môre my kosbare voorreg om elkeen te kan groet in die mooi naam wat genoem word, Jesus Christus. Kan ek sien wie is bly vanmôre? Om in die huis van die Here te kan wees. Dis goed om hier te kan wees. Dis lekker om terug te kan wees na die milde reën wat die Here hierdie afgelope week vir ons gegee het. Ek is dankbaar vir elke druppel wat hierdie aarde benat het. Ek is dankbaar vir dat die Here nog steeds dink aan die mens en dink aan die veld en dink aan die dier. Want net God kan vir ons die sluise van die hemel oopmaak. Prys die Here. Dis dan vanmôre weer vir my 'n kosbare voorreg om so vir 'n kort rukkie met julle te kan deel dit wat die Here op my hart gelê het. En hierdie woord het die Here al 'n tyd terug met my gedeel. En jy weet by nou al wat het tipe werk ek doen. Ek is baie alleen daar in die veld. In die veld voel ek so na aan die Here. In die veld voel ek wil net nader en nader beweeg aan God. Want ek sien sy skepping. Ek sien die waters wat hy maak. Ek sien die berge, ek sien die plante, ek sien die diere, ek sien die... Daarom is dit goed vanmôre om terug te kan wees. Almal wat ingeskakel is op die media, goeiemôre. Baie hartlik welkom. Mag die Here ook daar in jou huis nou met jou praat. Mag die Here ook daar waar jy nou ry in jou motor ook met jou praat. Al lê jy miskien dalk nog op jou bed, die Here gaan nou met jou leiding gee. Ons kan nie vanmôre sê almal ons lewe maklik nie. Ons lewe in gemaklike, rustige lewe nie. As jy so sê, dan praat jy nie die waarheid nie. Een of ander, jy voel hierdie hittegolwe in jou liggaam as gevolg van spanning. Kry jy dit? En daarom is my titel vanmôre die vuuroond van die lewe. En ons gaan nou sien wat moes Daniël deurgaan. Ons gaan nou sien wat moes Daniël deurgaan as gevolg van sy geloof. En kind van die Here, dag en dag kom wat u en my geloof getoets gaan word. Dat u en my Christelike geloof getoets gaan word, want ons lewe in 'n regte wêreld. Ons lewe in 'n wêreld waar ons altyd getoets word. Maar die vraag is, hoe gaan ons reageer op ons toetse? Gaan ons begin warm kry? Of gaan ons begin weghardloop? Gaan ons sê, nee, ek is so klaar, ek is moeg, ek wil gaan? Of gaan ons sê, Here, kom ons kyk, wat is die probleem? Hoe wil u hê, moet ek hierdie probleem hanteer? Daniël 3, vanaf vers 1 tot 6. En u sal sien, die opskrif sê, die goue beeld van Nebukadneser, die 3 vriende van Daniël in die vuuroond. Die 3 vriende van Daniël in die vuuroond. Vers 1. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 L. Sy breedte was 6 L. Hy het dit opgerig in die dal Dura, in die provinsie Babel. Daarna het koning Nebukadneser die landvoogde, die bevelhebbers en goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld van koning Nebukadneser opgerig het. Toe het die voogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatsmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies bymekaar gekom by die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadneser opgerig het. Vers 4. En 'n uitroeper het hardop uitgeroep: Julle word aangesê, o volke, nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit,
harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Vers 6. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. Ek herhaal vers 6. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. Dan ook vers 14 en 17. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset Sadrag, Mesig en Abednego dat julle my gode nie dien nie en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie. As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak van die allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Vers 16. Sadrag, Mesig en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Tot sover. Daniël 6. Daniël 6. Vers 11 en 12. Daniël 6. Vers 11 en 12. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Vers 12. Daarop het hierdie manne aangestorm en Daniël gevind terwyl hy bid voor sy God om genade te smeek. Vers 17. Toe het die koning bevel gegee en hulle het Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God wat jy gedurig deur vereer, jou verlos. Vers 24. Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. Ek herhaal die B-gedeelte van hierdie vers, omdat hy op sy God vertrou het. Daniël het op sy God vertrou. Alhoewel die vuuroond van die lewe daar was vir Daniël, het Daniël op sy God vertrou. Teksvers van oordenking is dan Daniël 6, vers 24. Ek gaan weer hierdie vers herhaal. Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. Kom ons bid saam. Here, ons sê vanmôre vir U baie dankie. Dit is kosbaar vanmôre om U woord te kan lees. Here, baie dankie dat U woord nog steeds ons voed, Here. Ja, Here, U woord is kos vir die siel. Ek bid vanmôre dat, Here,
hierdie woord van ons gaan oopbreek. Dat U vir ons gaan lei in hierdie woord, Here. Dat U vir ons gaan sê uit die skatkamer uit wat die volk moet hoor. Gebruik my vanmôre, Here, as 'n instrument. En Here, maak my waardig om hierdie woord af te gee, soos wat U dit wil hê, is my gebed in Jesus naam. En die kinders van die Here sê amen en amen. Prys. Is jy opgewonde vanmôre? Is jy ingestel? Is jy gereed vir God se woord? Loof die naam van die Here. Verlede week toe ons luister na pastoor Tiaan se boodskap, dit het my nogal iets baie besonders gedoen en hy sy woord gelig. En hy sê, ek verklaar hiermee dat ek glo wat in hierdie woord staan. Ek verklaar dat ek glo wat in hierdie woord staan is die waarheid. Ek sal gaan en ek sal my woord lees, sodat ek meer en meer kan weet van God. Dat ek nader en nader kan kom aan die heerlikheid van God. En ek wil vanmôre u aanmoedig om meer en meer hierdie woord van God te vat en te bestudeer en te lees. En ek weet, hy sal anders na u toe terugkeer elke keer. Prys die Here. Dit is net so ter inleiding. Kom ons kyk na wat hier gebeur het. Daniël was in Judiese banneling aan die Babyloniese hof. Hy is as seun daarheen geneem 'n paar jaar voor Jesegiel en die groot groep bannelinge daar aangekom het. Ons sien dat Daniël was 'n Judiese banneling wat gaan het en hy het getrek ook saam met die manne en daar gaan bly in die dorpie. En hy het opgegroei in 'n adel atmosfeer wat hoogs intelligent was. Ons sien Daniël het tussen mense groot geword wat baie ryk was. Daar was baie adel, met ander woorde baie status teenwoordig met die opgroei van Daniël. En Daniël was eerder staatsman as profeet. Ons sien Daniël was liewers 'n staatman gewees as 'n profeet. Die goeie voorkoms en natuurlike aanleg het vir hom en sy vriende plek verseker onder diegene wat verkies is vir spesiale opleiding. Ons sien Daniël en van sy vriende was ook gekies vir spesiale opleiding, want hy was een van die gesiene mense in daardie voorstad. Spesiale opleiding om saam met koning Nebukadneser in die paleis te regeer. Ja, hierdie manne was saam met die koning Nebukadneser in die paleis, het hulle geregeer. En ons kyk na 3 verskillende scenario's vanmôre wat hier eintlik gebeur het. Gedurende hierdie opleiding het daar verskillende scenario's plaasgevind. Die opleiding wat hierdie jong manne ontvang het en moes ondergaan het, was heropvoeding van die Babyloniese kultuur. Hulle was geleer gewees van wat is die Babyloniese kultuur en hoe hulle godsdiens eintlik is. Godsdiens met 'n klein g gespel. Hulle afgode godsdiens, as ek dit so kan stel. Wat onafskeidbaar is, soos ons nou ook kan sien, hierdie was deel van hulle samelewing gewees. Daniël moes toesien en toekyk hoe die mense rondom hom afgode dien, afgode aanbid. Maar Daniël en sy vriende het 'n besluit geneem om nie, luister baie mooi, om nie van hierdie ryk kosse, en die woord praat hiervan, ek het gaan studeer vir dit, om nie van hierdie ryk kosse te eet van hierdie edelmense nie, of ook van hierdie lekker soet wyn te drink en te geniet nie. Nee, hy het gebly by die eenvoudige.
Want iets het vir hom gesê, Daniel, los die edel, los die ryk mense, maar hou vas aan God se genade. Hou vas aan God se hand. Daniel het nie geweet wat vorentoe met hom gaan gebeur nie. Daniel het op hierdie stadium nie geweet, daar wag 'n leeukuil vir hom nie. Sadrag, Mesach en Abednego het nie geweet, daar wag 'n warm brandende oond vir hulle nie. Op daai stadium het hulle besluit, ons bly by die eenvoudige. Ons los die edelkosse, ons los die lekker sterk wyn of lekker soet wyn, ons gebruik dit nie, ons raak nie aan dit nie. En kind van die Here, vanmôre wil ek hierdie woord vat en dit in 'n ander rigting instuur om te sê, los die lekker dinge van die wêreld. Dit mag miskien mooi lyk, dit mag miskien lekker smaak, dit mag miskien aantreklik wees, maar los die dinge van die wêreld. Daniel het besluit, ek raak nie aan lekker ryk kosse nie. Dis scenario nommer 1. Indien hulle dit sou eet, sal hulle ongehoorsaam wees aan God. En Daniel en sy vriende is baie versigtig om nie ongehoorsaam aan God te wees nie. Hulle is baie versigtig, want hulle weet hoe groot is die God wat hulle dien. Ons het dit so pas gesing, how great is our God. Hulle dring daarop aan om die vegetariese dieet te volg en om gehoorsaam te bly. Dis beter om die eenvoudige te hanteer as om aan die ryk kosse van hierdie wêreld te eet. Dit lyk lekker, maar dit raak warm binnekant in jou. Prys die Here. Hulle Joodse name word na Babiloniese name verander. Hulle name bevat almal elemente van die godsname van Israel. Luister mooi. Daniel het hy Belsasar genoem. Daniel was genoem Belsasar. Hanania, Sadrag. Misael, Mesach. Asedraja, met Abednego. Dit was die name gewees wat hulle gegee was van die Babiloniese godsname. Maar nogtans het hulle op God vertrou en hierdie nuwe omgewing met koninklike gewoontes. Hierdie mense het nog steeds op God vertrou, alhoewel hulle geleef het tussen hierdie koninklike gewoontes, het hulle gesê, nee, ons hou vas aan dit wat God vir ons deurgee. Scenario nommer 2 in Daniel 3. Nebukadneser kom en hy maak 'n goue beeld. Hier kom dit nou. Hierdie beeld, as jy dit gaan verander, die elle, is hy 30 meter hoog, pastoor Vincent. Weet jy hoe hoog is 30 meter? Dis een van die hoë torings wat hier staan van Vodacom of van Telkom. Dis maar 20 meter. Nou hierdie beeld was 30 meter hoog gewees. Dink net, hierdie massiewe hoë beeld. En 3 meter breed. Oorgetrek met goud. Hier staan hierdie massiewe 30 meter by 3 meter breed oorgetrekke beeld wat gemaak is deur koning Nebukadneser. En almal moet hierdie beeld sien. Almal moet hierdie afgode beeld sien. Jy sien, u en ek as mens wil alles mos altyd sien voor ons glo. Ek sê weer, kom ons bestudeer God se woord. Dan gaan ons beter kan sien as die werklike beeld wat daar geskape is of wat daar gemaak is van Nebukadneser. Die opdrag is amptelik en moet volgens sekere protokol geskied. Daar het 'n opdrag uitgegaan en die protokol is dat as jy musiekinstrumente hoor, as jy bassyne hoor,
of fluite hoor, moet almal dan val en hierdie beeld aanbid. Alles volgens koninklike gewoontes en tradisie. Maar het geweet, daar's 'n God van Abraham, Isak en Jakob wat alles na afkyk. Ons kan niks vir God wegsteek nie. Ons kan niks vir God verberg onder die tafel nie. En God kyk na hierdie dinge waarmee Nebukadneser besig is. Hy laat hom toe om hierdie groot beeld te maak. Weet jy wat? God het baie krag. Hy kan dit gestop het. Hy kan iets laat gebeur het, en daai beeld kon nooit voltooi wees nie. Maar God kom en hy laat dit toe. Hy sê, gaan voort, maak die beeld, en hy kyk, wat maak die mens nou? En laat toe, laat Nebukadneser en sy volgelinge hierdie beeld voltooi. Ek wil aanbeweeg. By hierdie geleentheid word Nebukadneser se mag en grootheid uitgebeeld. U sien, dit gaan nie nou oor hoe groot is ons God wat ons dien nie. Dit gaan nou, hoe groot is Nebukadneser? Want kyk wat het hy gedoen. Kyk wat is hy alles in staat toe om te kan doen. Hy het 'n groot beeld gemaak en almal moet val en hierdie beeld aanbid. Maar hy vergeet, daar's 'n oog in die hemel wat hom sien. Parade gaan staan voor die beeld en neem die verrigtinge en aanvang van die aankondiger wat die bevel gee, en alle tale en alle nasies moet gehoor gee aan hierdie bevel. En sodra die eerste gespeel word, die eerste note gespeel word, selektiewe orkes moet alles buig en voor hierdie beeld val. Wie dit dan nie doen nie, sal in die brandende vuuroond gegooi word. Wie dit dan nie doen nie, sal in 'n brandende vuuroond gegooi word. Kind van die Here, baie maal, dan kom u en ek op 'n situasie waar ons moet nee sê, dan gaan dit aan en ons word ook in 'n vuuroond gegooi. Hoor baie mooi. Dit gaan aan en u en ek word ook in 'n vuuroond gewerp. Dan wil ons vra, waar is God nou? Terwyl die vuur brand. Waar is God nou? Maar ons vergeet, ons was ongehoorsaam gewees op 'n tydperk gewees in ons lewe. Hoor mooi vanmôre God se woord. Maar Daniël kom. Sadrag, Mesig en Abednego buig nie. Hulle ken nie een dat God, hulle erken nie een dat God hulle wat uit Israel verlos het nie. Hulle weet net, God is hulle God wat hulle kan verlos. En Nebukadneser word woedend kwaad en hy gee hulle 'n tweede kans, 'n tweede keer. En Nebukadneser kan nie meer hierdie hanteer nie. En hy sê vir sy mense, maak hierdie oond 7 keer warmer. Maak hierdie oond 7 keer warmer en ek wil hierdie mense werp in die oond. En toe gebeur dit so. En toe Nebukadneser kyk, toe sien hy, maar hier staan dan nou 4 mense in hierdie oond. 4 mense in plaas van 3. Maar God het aangesluit by hierdie 4 manne in die oond. Ek wil vanmôre vir u sê, kind van die Here, jy is nie alleen in jou probleem nie. Jy staan nie vanmôre alleen in jou probleem nie. Jy staan nie vanmôre alleen in jou toestand nie. God staan langs jou, al kan jy hom nie sien nie, hy is binne in jou. Jy is nie alleen vanmôre in jou vuuroond nie. God kom en hy beskerm jou, hy maak jou toe met sy liefde. Hy maak jou toe met sy genade, jy sal nie brand nie, jy sal nie skroei nie. Niks sal met jou gebeur nie, maar weet jy wat, wees net gehoorsaam aan die genade van Jesus Christus. Wees gehoorsaam aan die roepstem van die Here vanmôre.
Jy sal nie brand nie. Jy sal nie stink na rook nie. Niks sal met jou gebeur nie, maar jy moet vashou aan sy gehoorsaamheid. Sadrag, Mesach en Abednego het vasgehou. Hulle het gesê, ons buig nie voor 'n goue beeld nie. Ons sal nie val vir Satan nie. Ons sal nie buig vir Satan nie. Ons hou vas aan die God van Abraham, Isak en Jakob. Hulle het geweet, hulle sal nie buig nie. Hulle het geweet, daar's redding tot hierdie oond vir hulle. Maar God hou die situasie dop. Hy wil hê sy plan moet deurgevoer word. Hy wil hê mense moet sien, hy is nie 'n gesneede beeld nie. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy kan jou beskerm in jou hitte. Hy kan jou beskerm in brandende vuur. Niks sal jou oorkom nie. Hy is met jou. Ek wil die vanmôre aanmoedig, kind van die Here. Al voel jou lewe miskien warm, al voel jou omstandighede dalk miskien warm, jou oond sal nie uitbrand nie. Wees het gehoorsaam vanmôre aan God se genade. Scenario nommer 3, Daniël 6. Daniël doen sy werk met eerbied. En foutloos, niks kan met hom fout gevind word nie. Alwaarin hulle kom raak sien, is aan Daniël se godsdiens. Oor baie mooi. Daniël is 'n godvreesende man. Niemand kan iets fout vind aan Daniël nie, maar al wat hulle aan hom kon fout vind was sy godsdiens. Hy het God gedien met sy lewe. Hy het die God van Abraham, Isak en Jakob gedien met sy lewe. En dis al wat hulle kon fout kry by Daniël. Wet word onderteken om met die Babyloniese God te aanbid vir 30 dae, anders is dit leeukuil toe. Hoor baie mooi vanmôre. Die wet word onderteken om met Babyloniese God te aanbid vir 30 dae, anderster is dit leeukuil toe met Daniël. En Daniël word betrap waar hy God aanbid. 3 keer per dag waar hy God aanroep, in vrees en in waarheid aanbid. Daniël se geloof word getoets en hy slaag die leeukuil. Ons weet dat Daniël was gewerp gewees binne in die leeukuil, in die hongerleeu's word hy ingegooi. Daai leeu's was wreedaardig. Hulle was honger gewees. En toe Daniël afsak binne in hy spelonk, het die leeu's nie eens aan hom gaan ruik nie. Want weet jy wat, want God was saam met Daniël binne in die leeukuil gewees. Hy was nie alleen gewees nie. Jy is beskerm, kind van die Here. Jou omstandighede mag miskien groot lyk vir jou. Jou omstandighede mag miskien lyk soos leeu's wat jou gaan byt. Hulle gaan nie eens jou kom ruik nie. Want God beskerm jou. Jy is toegemaak onder die bloed van Jesus Christus. Dit voel vir jou, jy het oond op 4 oond op aarde. Nee, jy is toegemaak onder die bloed van Jesus Christus. Die tafel van die Here staan voor ons. Jy is beskerm, jy is toegemaak, jy is geheilig, jy is gereinig, wees net gehoorsaam aan God se stem. Nog niks het verander nie. Ons God bly dieselfde. Die God van Israel bly dieselfde. Die God van Daniël bly dieselfde. Die God van Sadrag, Mesach en Abednego bly dieselfde. Niks het verander nie. Waarom moet ons vrees? Waarom moet ons voel ons sit in 'n vuuroond vanmôre? Jy is nie vanmôre in 'n vuuroond nie. Jy is 'n duur gekoopte kind van die Here. Jou omstandighede voel dalk miskien by die vuuroond van die lewe. Jy is nie in 'n vuuroond nie. Jy is 'n blessing vanmôre vir die oog van die Here. Die troostwoord vanoggend is vir God se kinders: wees geduldig. Jesus gaan kom op die wolke. Ons het dit gesien.
ons het dit gesing, ons gaan dit sien. Jesus gaan kom op die wolke. Ons sing baie keer die koortjie, He's coming back again. He's coming back again. Jesus kom weer. Koninkryke wat teen mekaar opstaan, gaan een vir een verbrokkel. Koninkryke wat vandag teen mekaar opstaan in Israel, daai oorlog, gaan een vir een verbrokkel. Hulle gaan in mekaar uitval. Hulle gaan nie kan staan nie, soos die beeld verbrokkel het. Dit gaan nie kan voorstaan nie. Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. God eerste, ander laaste. Plaas God eerste in jou lewe. Saterdag Mesig en Abednego het gekom en hulle het God eerste geplaas in hulle lewe. Alle vertroue was gewees op God. Ek dink amper op 'n stadium en ek wil net versigtig wees om dit so te sê. Miskien was hulle 'n bietjie bang geweest. Ek sou bang geweest het om my kans te vat. Maar hulle vertrou op God. En hulle gaan deur die vuuroond. Nie eens die vuur het hulle geskroei nie. Hulle het nie eens geruik na rook nie. Niks het met hulle gebeur nie. Want hulle was gehoorsaam gewees aan die roepstem van God. Ons gaan nie buig voor 'n beeld nie. Ons staan voor ons God. Daniël aanbid God. Ons buig nie voor 'n leeu nie. Hy is in beheer. Daniël 12 vers 2. Daniël 12 vers 2. Hoor ons vir die eerste keer die opstanding na die dood. Daniël 12 vers 2. En baie van die wat aan die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Baie van die wat aan die aarde se stof slaap, sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewige afgryslikheid. God se woord is duidelik vanmôre. Ons het 'n keuse wat ons gaan doen met ons lewe. Gaan ons buig voor die beeld of gaan ons sê nee, ek staan vanmôre voor God. Soos 'n Sadrag, Mesig en 'n Abednego. Ek gaan begin afsluit. Die koning gee bevel om die goue beeld te aanbid. Die Jode weier en word gestraf. Die Jode weier, ons gaan nie buig nie. Brandende vuuroond, niks gebeur met hulle nie. Niks gebeur met hulle nie. Daniël se geloof word getoets. Hy slaag die toets. Engele sluit die kake van die leeu's. Is dit nie mooi nie? Hy slaag die toets. Daniël slaag die toets. Want die engele van God kom en hulle sluit die kakebene toe van die leeu's. Hulle ruik nie eens aan Daniël nie. As ons die skrifte gaan bestudeer, ander mense na Daniël in die leeukuil het skaars die grond geraak, toe is hulle weg. Kan jy sien hoe beskerm God sy kinders? Jy is vanmôre beskerm, kind van die Here. Voel jy staan voor die vuuroond, gee dit vir Jesus. As jy voel jy staan voor 'n oond van hitte, gee dit vanmôre vir Jesus. Wil jy wees soos Daniël? En jou man staan in die aanslag daar buite? Wees soos Daniël, staan vas, sê ek sal my God dien. Ongeag wie wat sê, ek sal my God dien. Voel jy verlore, te moeg om te stry? Sadrag, Mesig en Abednego, hulle buig nie voor die beeld nie.
Kom ons vat God vas in hierdie laaste dae en sê, Here, ek sal gehoorsaam wees. Ek sal volg waar U my stuur. Ek sal gaan waar U my stuur. Maar Here, ek wil net by Jesus wees. Ek wil net wees aan die voetbank van U voete, daar waar ek veilig is. Kom ons raak stil vanmôre en ons sê dankie vir die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sê vanmôre vir U baie dankie vir die woord van Daniël, Here. Sadrag, Mesach en Abednego van die oonde. Here, ons mag miskien dalk voel ons sit in 'n vuuroond as gevolg van omstandighede. Maar Here, beskerm ons. Geef ons die krag, die wysheid, dat ons kan vasstaan op die rots Jesus Christus. Ongeag wat hierdie wêreld van ons sê, Here, of wat die wêreld van ons dink, ons sal nie buig voor 'n beeld nie. Ons sal Jesus dien tot die blou skeur. Ons sal Jesus dien tot en met hy ons kom haal. Tot hierdie aarde oopskeur en die wat ontslape is sal opstaan, sal ons Jesus dien. En nie 'n beeld nie. Ons vrees nie vir 'n leeu nie, want die leeu se kake is gesluit deur engele van God. Niks sal ons oorkom nie, want ons is kinders van die Here. Ons is gesalfdes van die Here. Dankie vanmôre, Here, vir hierdie woord. Dankie vanmôre vir hierdie sekerheid dat ons weet, U is met alles in beheer. Seën vanmôre elkeen, Here. Ook die wat geluister het op die media, wees met elkeen vanmôre, Here. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Ek gaan onmiddellik oorgee aan pastoor Iris wat dan vir ons gaan bedien met die nagmaal. En mag die Here U ryklik seën met die week wat voor lê. Amen. Dankie pastoor Iris. Baie dankie aan pastoor Christo vir die geseënde woord. Ek weet die woord was vir elkeen van ons bedoel vanoggend. Ek weet in die week het een van ons dalk gevoel ons staan voor 'n vuuroond, maar die Here gee krag vir elke dag. Voordat ek oorgaan na die tafel, gaan ek vir pastoor Alet vra om vir ons 'n video te speel. En die eerste keer toe ek die video gekyk het, het die trane geloop. Pastoor Vincent sal weet, ek sukkel om nagmaal te bedien, want die trane loop. So ek vra vergewe my as ek hartseer raak, maar wanneer ek dit bedien, beleef ek wat koning Jesus moes deurgegaan het vir my en vir jou. En my gebed is dat elkeen vanoggend op daai punt sal kom en net besef, ons kan nie sonder hom wees nie. Ons kan nie sonder die Here wees nie. Ons het hom elke sekond, elke minuut van die dag nodig. En dit wat vanoggend hier gebeur, het hy vir my en jou gedoen, want dit is hoe lief hy ons gehad het en nog steeds het. Niemand hier sal dit vir ons doen nie. Ja, ons sê vir mekaar, ons is lief vir mekaar, ons gee om vir mekaar, maar dit is die liefde wat Jesus vir elkeen van ons het nie. Dankie, pastoor Alet. There's a story we all know is true, written down in His holy
He knew the cost, he knew the way. The cross was waiting for that day. He took my place upon that cross. For all my sin, for all I've lost, crown of thorns, hands torn apart, still held love inside his heart. Do you see the sacrifice? Do you see the price he paid? He gave it all so we could live. That's the love he gave. They marked his name. They cast their stones. They nailed him there, left him alone. The pain of flesh was not the worst, but when the Father turned away, it hurt. Hanging there between two men, he spoke forgiveness once again. Even there, with final breath, he gave us a life through death. Do you understand that kind of love? The kind that comes from God above. He took it all upon his shoulders. For every sinner, every broken soul, he took my place upon that cross. For all my sin, for all I've lost, crown of thorns, hands torn apart, still held love inside his heart. Now we're free because he gave everything to make a way. Through Jesus Christ, we stand redeemed. That's the love that saves. That's the love. God's love for me. Dit is wat die Here vir my en vir jou gedoen het. Dis waaroor hierdie tafel vanoggend gaan. Hy het in daai kruis gesterf vir ons sondes, sodat ons kan lewe hê in oorvloed. En al wat die Here in ruil terugvra of soek, is sê, gee my jou hart, my kind. Ek en jy hoef nie aan 'n kruis te gaan sterf. Die Here het dit klaar vir ons gedoen. Al wat hy vra, 'n gehoorsame hart, 'n opregte hart, en wat gaan vashou, totdat hy kom om vir my en jou te kom haal. Ek wil terugkom aan wat ek nou gesê het, ons kan nie sonder die Here wees nie. As jy gevoel het, jy was in 'n vuuroond, onthou daai video. Onthou aan die liefde wat die Here vir jou het, elke dag. Al voel jy alleen en verwerp vanoggend, jy is nie alleen nie. Want God se liefde en vrede en vreugde is binne in jou hart. En dis al wat elkeen van ons nodig het vanoggend.
Ons is oorwinnaars, want Jesus Christus gee ons die krag. Ek gaan vir Tannie Lillian en Tannie Felicia vorentoe roep wat my gaan help met die tafel. En my gebed is dat liewe Jesus in hierdie oomblik sal kom en ons harte opnuut sal kom aanraak. Dat ons net opnuut sy liefde gaan ervaar vanoggend en met 'n dankbare hart hier sal uitstap en vir 'n donker wêreld daar buite gaan vertel dat God is liefde, nou tot in alle ewigheid. Daar is niemand soos hy nie. Dankie. Die lamp af. Ek wil graag vir ons 'n skrifgedeelte lees in Jesaja 53 vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis presies die video wat ons nou gekyk het. Die Here se liggaam, soos wat ek nou hierdie brood gaan breek, was die Here se liggaam vir my en vir jou in sulke stukkies gebreek. Maar hy het nie een keer omgekyk en gesê stop, dit is seer nie. Hy het vasgehou, want dit was liefde vir my en vir jou. Toe die Here daar gestaan het, was ek en jy op sy gedagtes. En hy het gesê, ek doen dit vir jou my kind, want dit is hoe lief ek elkeen van julle het. Kom ons sluit die oë. Here, waar ons nou gaan deel hê aan u tafel, Here. Ja, Here, ons weet hierdie tafel behoort nie aan 'n gemeente of aan 'n kerk nie, Here. Maar dis u tafel. Here, en daarom kom ek in hierdie oomblik, soos wat ek hierdie brood gebreek het vanoggend, Here. Weet ek in my hart, het dit vir elkeen gedoen vanoggend teenwoordig. Elkeen wat luister vanoggend op die media, Here. Het dit gedoen, want u het ons oneindig baie lief, Here. En my gebed vanoggend is dat u ons harte sal kom deursoek. Dat u ons harte sal kom oopmaak vanoggend, Here. En net u liefde wat u vir ons het, sal kom terugsit. Sodat ons dit kan uitstraal aan 'n donker wêreld daar buite. U het dit vir ons gedoen, Here. En daarom kom ek in hierdie oomblik en ek wil kom sê dankie. Here, en wanneer ons nou daai broodjie eet, dat ons opnuut sal besef en sal ervaar, dit was vir my. U het dit gedoen sodat ek kan lewe in oorvloed, Here. Help ons vanoggend om gehoorsaam te wees aan die woord en die liefde uit te dra soos wat u wil hê ons moet doen. In Jesus se naam. Amen. Julle sal sien ek het die broodjies in 'n hartjie vorm gemaak vanoggend. Want dit is Jesus se liefde vir elkeen van julle.
Dis dalk net 'n broodjie, maar wanneer jy dit eet, ervaar God se vrede en liefde, want hy het elkeen van julle oneindig baie lief. Ons kan staan, dan kan ons saam eet. Here, dankie vir u liggaam wat vir ons gebreek was. Dankie Here dat u dit vir elkeen van ons gedoen het vanoggend. En ons kom opnuut vanoggend, Here. En ons kom sê dankie, dankie, dankie vir u liefde en u genade. Amen. So ook dan die druiwesap wat die Here se bloed verkondig. Elke druppel bloed wat gevloei het, was vir my en vir jou. Deur sy bloed het daar vir ons genesing gekom. So wanneer jy jou sap drink, dink aan elke druppeltjie bloed wat gevloei het. Dit was vir my en vir jou. Ons gaan julle bedien met die kelkie, so ook die beker. Die wat die beker wil hê, steek net julle hand op, dan gaan Tannie Lillian julle bedien. Dankie. Ons kan drink. Dankie Here vir u bloed wat vir elkeen van ons gevloei het. Ja Here, ons weet vir elke druppeltjie wat geval het daar vir ons genesing gekom in Jesus naam. En daarom kom ons vanoggend met 'n dankbare hart, Here. En ons kom sê dankie Here. Dankie vir dit wat u vir ons elkeen aan daai kruis gedoen het. Ons kom vanoggend en ons kom gee ons harte opnuut terug vir u Here. En laat u wil geskied in ons lewe. In Jesus naam. Amen. So het ons aan die einde gekom